Wat duidelik is dat God die verborgene is. Moses kry nie 'n greep op hom nie, maar as die verborgene, is hy ook die getroue. Is hy die geheimenis wat ons almal omsluit en dra deur die slegste moontlike tye heen, ook deur die dieptes van donkerheid en aanvegting en lyding. God, alhoewel verborge, is nie afwesig. En as die verborgene teenwoordig is, instap in ons lewe, dan gebeur daar deur daai ontmoeting werklik waar iets, soos wat daar ook in die lewe van Moses gebeur het. Die God wat vry is om te doen wat hy wil, wat die misterie is van alles vooraf, is die geheimenis van die werklikheid self. God is die diepste geheim van die werklikheid. Mense kon sê, as die Here nou met Moses begin praat, dan is dit nie 'n hele lys van dinge wat hy moet gaan doen nie. Is streng gesproke eintlik net een ding. Gaan sê vir die mense. En wat moet hy vir die mense gaan sê? Hy word as het ware die middelaar van God se openbarende naderkom. Hy sê, gaan vertel vir die mense, wie is ek? Wat ek doen. En wat volg is eintlik verbluffend. Dit is ritse van werkwoorde. En meestal werkwoorde van waarneming. Hy sê, gaan sê jy vir die Israeliete, ek het gesien wat met hulle aan die gang is. Ek het gehoor toe hulle om hulp geroep het. Ek het afgekom en haas my na hulle toe om hulle te red onder die hande van die slawedrywer. Hierdie God is nie die apatiese ver af God wat niks met mense te doen wil hê, maar wat eintlik mense se hele bestaan in die palms van sy hande sien en hou. Ek het julle lyding ter harte geneem. 'n baie mooi uitdrukking om te sê dat dit God self ontroer, raak. In die profeeteboek Hosea sê hy, my ingewande is omgekeer in my, as ek oor julle dink. Dit raak my intens. Ek het julle lyding ter harte geneem. En daarom het ek afgekom om julle uit die mag van Egipte te bevry. Dis net die liefde wat mens kan dring tot so 'n tog in die vreemde, 'n tog in 'n donker wêreld waar daar nie veel hoop is nie. Dis net die medelee van een wat ontroer is deur wat mense wedervaar, wat hierdie onoorbrugbare kloof tussen hemel en aarde kan oorsteek in sy haas na ons toe, soos 'n pa wat op pad is na sy kinders wat vasgekeer is in 'n brandende huis. Niks hou jy dan terug nie. Ja, daar is daar hierdie deursetting totdat alles weer veilig is. En wat skielik duidelik word, broers en susters, is dat dit nie 'n God is wat met allerlei gedagtespinsels verwoord word of oorvertel word nie. Nee. Wat duidelik word in hierdie opdrag aan Moses,
is dat hy moet gaan vertel dat hierdie God wat hom gestuur het na hulle toe, die lewende God is. Ander gode van klip en hout en wat ook al kan hulle ronddra. Die hele geskiedenis van die afgodespot in die Ou Testament is so verbasend in die sin, ook in die boek Jeremia, as hy sê, hoe dom kan 'n mens wees, dat jy uit 'n stuk hout vir jou God maak, en die hout wat oorbly gebruik jy om vuur te maak, jy kan kos maak. Dis tog diep dwaas. Maar met die lewende gaan dit heel anders. Die lewende wat ook mense bring en roep tot die mening. Nou, wat in hierdie gedeelte in die vooruitsig gestel word, is natuurlik die uittog uit Egipte, en die intog in die beloofde land. Daar word duidelik van gepraat, nee, die land wat aan ander mense behoort, land wat oorloop van melk en honing, daar sal ek julle tot rus bring. Maar hier by Exodus 3 is daar nog glad nie sprake van so geskiedenis nie. Dit is in die vooruitsig, maar as hy nog 40 jaar in die woestyn moes verloop, voordat hulle uiteindelik ook ingebring sou word in die land wat God beloof het. Dit sou soveel jare wees nadat hulle, of dat hulle weer by Horeb sou staan, en ek net nou gesê Horeb en Sinai, dit is nie heeltemal duidelik of die bergreeks Horeb is en Sinai 'n spits is, net, of andersom nie, maar die plek word met mekaar geïdentifiseer op baie noue wyse. Horeb, die berg van God, waarheen Elia op pad is. Horeb, waar Moses opgaan om 40 dae op die berg te bly. So, Horeb is 'n uiters belangrike plek, en ook aanbiddingsruimte, nie? Jy onthou het ons gelees het daar, die Here sê vir Moses, as my volk my by Horeb gaan dien, aan die einde sal jy weet, dit is wat ek aan hulle beloof het. Ja, die uittog sou uitbly. Dit sou nie dadelik daardie dag gebeur nie. Nog 40 jaar lang in die wildernis sou hulle deur hê. Maar God sou God bly. Dit sê die naam, ek is wat ek is. Die God wat onveranderlik die belofte van die beloofde land net van die verte af, van Nebo-berg af sou sien. Moses self sou nie daar ingaan nie. Maar tog het hulle die belofte van God gekry. En dat niks daaraan sou verander nie. Dat die verborge God ook die getroue God is, wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Nou, broers en susters, hierdie lydingsgeskiedenis of bevrydingsgeskiedenis, wat ons armsalige lydensgeskiedenis deur kruis en ophef, dis die grondstruktuur van die evangelie. Duidelik so in die Ou Testament en nog duideliker in die Nuwe Testament. Die God wat afkom, wat sê ek het gehoor, wat sê ek het dit in gedagte gehou. Die God wat plaasvervangend homself gee, waarom ons ook dink in hierdie lydingstyd. Die God wat sê is,
wat sê, ek is by jou, ek is by julle. Ja, die God wat sy werk in die Hebreërbrief byvoorbeeld as die nuwe Exodus geteken word. Hy het afgekom, letterlik. Dis wat ons in Advent gevier het. Maar hy het afgekom op so 'n wyse dat ons in sy drif om ons by hom te hê, iets kon beleef van die Vaderhart van God, wat in die liefde leef. In 'n wêreld wat verblind is deur magsug en doodsgevaarlik is, mense wat doodsgevaarlik is vir mekaar, mense wat hulle self opsluit in die kerkers van selfvernietiging, en noem maar op, en solank ons by die eeuwe hou, het ons nog dit nie geleer, dat vrede so broos is, dat 'n asempie lig dit tot niet kan maak nie. Maar teenoor hierdie onheilsgeskiedenis, wat tegelyk 'n lydensgeskiedenis is, teenoor hierdie onheilsgeskiedenis staan die bevrydingsgeskiedenis van God se weë. As die antwoord wat lig bring in die duisternis. Die lydensgeskiedenis waaroor ons praat, het nog nie opgehou nie, allermins. As 'n mens luister na een van die liedere of liedjies wat Lorika Raug sing, net deur stede, plekname te noem, waar daar hierdie vergrype plaasgevind het, dan ruk jou hart byeen en sê, ons eie geskiedenis is eintlik 'n Tamaai begrafplaas. Maar die een wat instap in mense se lewens, is die een wat grafte van binne af oopmaak. Is die een wat in sy eie lydensgeskiedenis die karakter van die lyding verander. En dis so belangrik. Die lydensgeskiedenis het nie opgehou nie, maar het van karakter verander. En daaroor is die Nuwe Testament propvol. Soveel so, dat Paulus kan skrywe van hierdie onverbreekbare band tussen God en hulle wat hy liefhet. Geen magte, kragte, histories of toekomend, op die aarde, bo die aarde, kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Die feit dat hy ingestap het in ons wêreld, beteken dat ons lydensgeskiedenis nooit weer alleen hoef te wees nie. Omdat God permanent in die wêreld van sy welbehae ingestap het om 'n God vir mense te wees. Ek sê die karakter van ons lydensgeskiedenis het verander. Ons sing dit so mooi as ons dit in die lied verwoord deur te sê, U kruis, die boom van nuwe lewe, het Edenspoort weer oop laat gaan. Dit wat onder die voorteken van mensonterende lyding staan, dit is God se hand, die plek en tyd geword,
waar hy die dooies opwek tot die lewe en waar mense versadig met sy goedheid. Nou, in die lydenstyd, mag ons dit in ons gedagte bære. Een van ons bekende lydensliedere sing ons het ook so, Heer, dit wat u moes ly, bly in my gedagte. So maak u van onheil vry, vry van bose magte. Mag die God van die bevryding ons moed gee om ook in die dae van ons en die wêreldse lyding nie op te gee op sy beloftes nie. Here, help ons daar. Amen. Hemelse Vader, wanneer ons die reën daar buite hoor val, dan weet ons u sorg vir ons. Dan weet ons dat u bo ons begrip verstand al wat is in stand hou. Dat u wat mag het, die mag van die liefde, mense kan vernuwe en wil vernuwe om hoe langer hoe meer ook die beeld van u seun te vertoon. Here, hoor as ons in hierdie lydenstyd roep en smeek oor 'n wêreld wat mal geword het en waarin ons verkneg geraak het aan ons eie hande werk, daar waarin ons self vir ons gevaarlik geword het. Veryl tog die raad van die bose en red ons van onsself, sodat ons u met toewyding kan dien, solank as wat ons daar is. Ons bid dit alles in die naam van Christus. Amen.